2 gram per mol. Die volgende een, Bernard? 342 Sy reg? Okay. Volgende ene, Courtney? Is sy reg? Okay. Goed, dan die volgende is bereken die molekules in 15 gram water. Ek gaan net die bo teken of skryf. Mol is massa oor molêre massa. Dis 15 gedeel deur 18. En wat het jy gekry, Lenay? 0,8 daar agter die mol. Hulle het nie vir jou gevra bereken hoeveel molekules nie. Hulle het vir jou gevra bereken die molekules. Okay, so jy hoef nie hoofletter N te gaan uitwerk het nie. B vra hulle vir jou bereken die massa van soveel mol natriumoksied. Die mol is 0,05. Wat is die molêre massa, Louis? Ja, is dit? 23 plus 16. Oor is 23 mal 2. 62. En jy kry dit? 3,1 gram. Volgende ene, die aantal ione in 15 gram magnesiumkloried. Okay, so hy het 'n klein bietjie meer werk. Die aantal ione, aantal is hoofletter N en hy vra spesifiek ione. Nou sê hy sê ek dit, vra dit positiewe ione, negatiewe ione. Nee, dit vra ione. So dit beteken as jy magnesiumkloried gaan oplos in water, as hy dissosieer, dan split dit op tussenin, my woord is op hoor, in magnesiumione en 2 kloorione. So 1 molekule gee vir jou 3 ione, altesaam, positief en negatief altesaam. Want hulle het nie vir jou gevra hoeveel positiewe ione, hoeveel negatief ione. So alle ione. Okay, so heel eers weet ons die molverhouding gaan 1 tot 3 wees. Nommer 2, hulle vra vir jou aantal en dan gee hulle vir jou die massa. So jy gaan eers vanaf die massa die mol moet gaan uitwerk en dan kan jy vanaf die mol die aantal gaan uitwerk. Okay, so hier is die hele paar stappe wat jy moet doen. Goed, nou hopelik as jy nou hierdie verstaan het, dan het jy nou hierdie gedoen in jou stappietjies. Ek gaan hierdie gou in 2 stappe doen. Want, hierdie is gelyk aan mol en hierdie is gelyk aan mol. So as hulle albei gelyk is aan mol, dan kan ek hulle net gelyk gaan stel aan mekaar. Nee? So jy hoef hierdie glad nie te doen nie. Ek wil nou net eintlik plek spaar vir al my dinge. N oor NA is gelyk aan M oor M. So die aantal deeltjies is gelyk aan M maal NA oor M. Waarom is jy besig, Sean? Ja, ek hoor so, as jy dit wil oopmaak op jou eie, moet jy dit sagter doen. As jy eet in die klas, moet jy deel met almal. So, sê daai pakkie mag gou diep weg, anders dan gaan hy jou baie pla. Waar is jou werk met jou huiswerk? Ek wil dit sien. Ek wil sien hoe merk jy. So, draai jou lyf vorentoe. There we go. Okay, so, die aantal deeltjies is, die massa is 10, dit is 6,02 maal 10 to die mag 23, en die molêre massa is 95? En dit gee vir jou, Lenay, is ons nie, dit is meer as is by jou. 6,34 maal 10 to die mag 24. 22. Okay, goed, maar dit is hoeveel molekules daar is. En dit is nie die vraag nie, die vraag is hoeveel ione is daar. So nou gaan jy sê, goed, die aantal ione moet ons gaan maal met, ons het gesê 1 molekule gee vir jou 3 ione. So jy gaan daai getal moet gaan maal met 3, so jy kry 18, 3, dis 9, wat word 19,02 maal 10 to die mag. Sê weer? Okay, dink gaan mooi wat jy vir my vra nou. Dis presies dieselfde. 1,902 maal 10 to die mag 23 is presies dieselfde. Bernard, het ek jou verloor ergens?
Ja. Neil, wat het jy verkeerd? Juffrou, Neil? Kyk, Hoe het juffrou daai en is gelyk aan M oor NA oor groot U? Jo. Verstaan jy waar ek aan hierdie gekom het? Ja, ek verstaan dit. So dan wil ek hierdie is die vraag. So ek wil hierdie wegkry. So hoe kry ek hom weg? Ek maal hom aan die ander kant toe. Nee, juffrou. Het ek te vinnig gegaan? Nee, juffrou, ek het net verkeerd gedink, juffrou. Okay, Kylie. Okay, so hierdie ding, ek moet net gekyk. Die verskil in elektronegativiteit. Is hierdie 'n ioniese binding of is dit 'n kovalente binding? Is dit? Hoekom sê jy so? O nee, ek dink dit is 'n metaal en 'n nie-metaal. Ja, want jy weet dat jy mag nie so sê nie. Ja, en kyk hier. Ja. Okay, so hierdie is 'n kovalente binding. Wat beteken dit nou weer, juffrou? Dit beteken dat hy so lyk. Nee? So hierdie is 'n molekuule. Maar wat ek kan doen is ek kan hom gaan opsplit in 'n ioon en 'n ioon. So een molekuule het vir my 1, 2, 3 ione gegee. Verstaan jy? Nee, waar's ek? Tjoe, okay. Hoe groot is hierdie hoofstuk? Nog 'n vraag? Okay. Daar is nie wat gesien. Nou vra hulle vir jou by vraag 3. Vraag 3 is soos 'n tipe multiple choice vraag. Vraag 3 en vraag 4. Dis 'n multiple choice tipe vraag. Hulle sê, bewys dat 0.2 mol kloorgas en 0.2 mol metaangas dieselfde volume het by SCD. Nou heel eers, hoekom is dit weird dat hulle dieselfde volume het by SCD? Want kloor is 'n groot molekuul. Dis in periode nommer 3. Hy het 17 protone, 17 elektrone. It's huge. En dan metaangas is 'n bietjie kleiner molekuule. Okay, so hoe kan hulle dan dieselfde volume hê? Wel, waar gaan ek hierdie doen? Daar. Is jy alright, Ethan? Okay, so is dit kloorgas en ons het metaangas en ek dink hulle albei is 0.2 mol, ja. So hulle albei se mol is 0.2 sê hulle vir jou. En hulle vra vir jou bewys dat hulle albei dieselfde volume het by SCD. Wel, mol is volume oor volume by SCD. Hulle albei is gasse, so jy mag die formule gebruik. So as jy hierdie formule gaan herrangskik, dan kry jy volume is mol maal volume by SCD. En sien dat hulle albei by SCD is daar kan daar uitgekanselleer word. So jy kan sê die volume is direk eweredig aan die mol. So as hulle albei dieselfde mol het, dan gaan hulle dieselfde volume hê. Of jy kon die som gaan doen net en jy kry presies dieselfde antwoord vir hulle. Ek dink 5.6 is dieselfde. Is dit? Nee. Sê weer? 4.4. So julle kry hulle elkeen se dan is dit 4.4. Okay, dan vra hulle vir jou, watter een het die grootste volume teen of by SCD? 5 gram stikstofgas of 5 gram suurstofgas? Okay. Nou, hierdie is 'n bietjie van 'n catch. Want wat is die catch hierso? Jy moet weet stikstofgas is N2 en suurstofgas is O2. Jy moet dit weet. As dit nie dit gedoen het nie, dan is jou antwoord verkeerd.
Okay, watter een het die grootste volume? Weer eens volume by STD gaan ons daai VM formule gebruik. Hulle albei is gasse, so jy mag dit doen. Okay, so hulle gee vir jou 5 gram en 5 gram. Nou, ek het jou gesê, hier is 'n multiple choice vraag. So hulle gaan vir jou sê, jy weet al die opsies gee. Hulle gaan 10 vir jou 4 goeders gee. Okay? So ek gaan hierdie nie met 'n som gaan uitredeneer nie. Ek gaan dit met verhoudings gaan uitredeneer. Net om vir jou te wys hoe om dit te doen. Okay? Hulle praat van gram. Okay? So ons het mol is massa oor molêre massa. Okay? En dan praat hulle van volume, so ons het hierdie formule. So ons moet hierdie twee met mekaar vergelyk en weer eens albei is gelyk aan mol, so ek kan hierdie twee formules gelykstel aan mekaar. Yes? Okay, so dit is wat ek gaan doen. Gelyk. Oei, nou daar gaan dan sit ek bietjie saam. Anyway, so kom ons dink gou, as hulle albei by STD is en hulle albei is gasse, dan gaan hierdie mekaar uitkanselleer. Nee? Ja? En hulle albei is 5 gram en 5 gram. So albei se massa is dieselfde. So hierdie gaan uitkanselleer. Ek kanselleer die goeders uit wat dieselfde is. Yes? So wat ek van hier af het is volume is direk eweredig of omgekeerd eweredig aan molêre massa. Bo die lyntjie, onder die lyntjie, onder die lyntjie. So wat het ek hier uitgefigure? Hoe groter die molêre massa is, hoe kleiner is die volume. Of hoe kleiner die molêre massa is, hoe groter is die volume. So watter een het die grootste volume, right? Ons soek een met die grootste volume, so moet die een wees met die kleinste molêre massa. Wat is stikstofgas se molêre massa? Is 28 en suurstof sin is 32. So die kleinste molêre massa gaan die grootste volume hê. Dit wil sê die antwoord is stikstofgas. Juffrou, Ja. Kon mense soos gaan uitredeneer met somme? Ja, heeltemal. Gaan ons ooit in 'n toets dit so kry dat ons nie goed met gelykstel aan mekaar? Of help dit julle net? Dit help jou maar net om vinniger te dink. So ek het gedink julle almal kon hierdie som doen op julle eie. So ek het julle nou net 'n korter manier gewys, maar dalk 'n meer confusing manier. I don't know. Okay. Nie vraag 5 nie, vraag 6 nie, vraag 7 sê. Bepaal die konsentrasie van die negatiewe ioon in hierdie oplossings. Wat is die naam, Lenay, vir 'n negatiewe ioon? Jy het seker 'n lyste gehad in graad 10. 50-50, ask the audience, call a friend. Who are you calling? Nadia? Is dit nie uit polyatomiese? Nee, verloor jy al die geld. Kruiten? Dit is 'n anion. 'n Negatiewe ioon is 'n anion. Ag, dit is nou nie heeltemal mis nie. Dis in dieselfde hoofstuk. Okay. Dis 'n lys. O, wag, daai ander goede. 'n Langer lyste. Okay, anion. So ek het vir gevra het, bereken die konsentrasie van die anion in die volgende oplossings. Okay, so silwernitraat gaan opsplit in silwer ione en nitraat ione en ons sien hierdie verhouding is 1 tot 1. So as die molekuule se konsentrasie 0,75 is, wat gaan die negatiewe ioon se konsentrasie wees? 0,75. Okay. Volgende ene kalsiumkloried. Kalsiumkloried split op in die kalsiumioon en 2 kloorione. So 1 molekuule gee vir my 2 ione. Okay? 2 negatiewe ione. Goed? So as die molekuule se konsentrasie 2 is, wat gaan die negatiewe ione se konsentrasie wees? 4 mol per desiliter. Ja. Juffrou, ek dink mens mag net verhoudings gebruik met mol. Ja. Ek kyk nêrens nie, ek dink. Nee, ja, dis waar. Maar omdat hierdie in een volume is, in een houer. So dis asof jy die poeiertjie vat en hom gaan oplos in water.
Jy het nie nog iets bygesit wat jy mol nie gaan mors nie. So as jy hier na kyk, sien jy mol is, nie mol nie. Konsentrasie is mol oor volume. En die volume het dieselfde gebly. Hierdie een se volume en hierdie een se volume is dieselfde, ons is dieselfde houer. So dan kanselleer jy hierdie uit. So konsentrasie is direk evenredig aan mol. So as jy nie, as dit was kalsiumkloried plus bla 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 gee vir jou bla 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 bla, dan kan jy dit nie doen nie. Ja. Nee, min 1 is in die halogene. Jy gaan kyk op jou periodieke tabel. Okay. Alrighty, goed, terug in jou notas. Ons is nog steeds besig met jou graad 10 hersiening. En ons moet eintlik aan die einde van hierdie week klaar wees met hierdie hele hoofstuk. Maar moet ons winterskool? Nee. Jy moet vakansie, jy moet rus. Okay. Ek weet nie vir alles wil baie graag winterskool. Dis baie snaaks. Ons gaan nie. Maar juffrou, is dit nie kan vir dit saaklik in dit Nee. Is dit nie? Soms al die werk deurkom sonder winterskool. Ja. Jy gaan? Wat wil jy? Nee, dis baie noodsaaklik dat jy rus. Ek het altyd op skool 'n lenteskool gaan bywoon. Maar net versiening, so nie om ekstra werk te doen nie en om te jol met tale van ander skole. Maar nee, jy sal klaar kry. Okay, goed. So, hierdie vraag, ek so bladsy 4, het ons eintlik al reeds gedoen in die vorige notas. So ek gaan baie vinnig hierdeur gaan. Hulle sê vir jou, jy het 9.5 gram magnesiumkloried en jy gaan dit om in water oplos. Dan vra hulle vir jou, wat is die kloried-ion se konsentrasie? So ons weet al hierdie inligting is vir die magnesiumkloried. So as ek eers daardie konsentrasie gaan uitwerk, is dit fyn, maar dan moet ek die verhoudings gebruik om die kloried-ion se konsentrasie te kry. So die konsentrasie van magnesiumkloried is massa oor molêre massa maal volume. Dit is 9,5 oor 95 maal 0,5 en jy kry, ek dink is 0,2. 0,2 en dan sê ek goed, magnesiumkloried split op in die magnesiumione en 2 kloorione. So 1 molekuule gee my 2 kloorione. So dit wil sê die kloried-ion se konsentrasie is 2 maal 0,2 en dit gee vir jou 0,4 mol per desimeter. Sean, fokus jy. Dis skryf. Kyk. Goed, volgende bladsy. Persentasie samestelling. Okay. Kom ons kyk gou vinnig net hierso vir interessantheid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seuns. En 1 2 3 4 5 6. Het ek julle twee getel? 7 8 9. Ja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 meisies. Okay. Goed. So in hierdie klas is ons 19. Wat is die persentasie seuns in hierdie klas? Hoe sal julle dit gaan uitwerk? Ja. My magies. Okay, so julle almal weet hoe persentasies uitwerk. Jy weet dit al van dat jy jou eerste toets geskryf het want jy wil weet wat is jou persentasie vir daai toets. Nou dit is presies dieselfde ding hier. As ek vir jou vra wat is die persentasie samestelling van vir 'n sweetie stiek op jou hand? Wat is hierdie ding se naam? Gesond. Kruiten. En vir 'n ekstra, jy weet, ekstra sweetie. Hoe lyk, wat se kleur is hierdie? Bernard, maar ek kon sien jy weet die antwoord. Heel close. Okay, pers. Okay, wat is die persentasie samestelling van kaliumpermanganaat? So, wat sal jy dan doen? Stel reg, jy kan die massa van die hele ding. Dan, wat is die persentasie van kalium? Gaan jy sê sy massa is 39, hierdie is 158, maal met 100. Mangaansinne, sy massa is 55 oor 158, maal met 100. En suurstof, daar's 4 suurstowwe, so 4 maal met 16 oor 158, maal met 100. Okay, en
Urban is op die eerste ene, dan Ethan op die tweede ene, en dan Matthew op die volgende ene. Ek doen nie, ek moet elke keer myself herinner wat jou naam regtig is. Jy kon sien in my brein, ek het clutch. Maar dit sou meer sin maak op vir Ethan Matthew 3 met sy neefies en ja, sy Ja, hoe moet ek weet sy neefie is Matthew? sy neefie was baie stout. Wie was jy neefie? Matthew Richard. Alwees. So blonde. Is dit 'n blonde? Is hy al deur matriek? Nee, maar hy is dan nie Transvaal, hy is my groter. Ja, ek onthou. Ek het vir sy sussie skool gegee. Ja. Johanna. Ja. Urban. 44,6%. Okay, Ethan. 34,81. 40,5. Okay, nou hoe check jy of jy min of meer op die regte pad is? Al ja, nee. Hoe check jy of jy min of meer op die regte pad is? Rico? Jy plus hulle almal saam. Nou doen jy dit en dan kry ek 100,07. Hoe ek kon nou net sê. Nou, is dit 100%. Okay, good to know. Maar anyway, jy sal sien wanneer jy wel hierdie somme doen, kan dit wees dat jy of kom by 99,9999% of so ietsie. Dis obviously omdat ons afrond. As jy meer resimale gehad het, sou dit beter is. Nou vra ek hierso vir jou, bepaal die persentasie water in van kristallasie in kopersulfaat of sy naam is eintlik gehidreerde kopersulfaat. En dan gee ek vir jou die massa van kopersulfaat. Okay, wag, wat juffrou? Hierdie gehidreerde kopersulfaat, hoe lyk hy? Weet jy dit? Wat 'n kleur is dit? Bruis. Die klant wat jy dit kry dit? Hy is blou. Maar as hy 'n bietjie water om hom het of om 'n ring is dit water word so 'n blou kleur. So as ek hier so water, julle Engels. When you this up, it changes to a white color, and then you add water, it changes to blue again. Okay, nou maar Engels. En hulle noem die koopklas. Ja, ons gebruik dit in die lab om batterye te maak in graad 12. Juffrou, Batterye. hier is 'n bietjie van topik af. As jy van Engels gepraat het toe, onthou ek, wat 'n liedjie het juffrou raak die Dis vir die Engelse klas. Daar's 'n kind in die klas met die naam Owetu. En dan as ek haar naam sê, dan kom hy liedjie. Elke keer aan die res van die dag, dan gaan my kop met daai liedjie. Maar is 'n mooi liedjie, hè? Nee? Ek het 'n koor dit live voor optree. Ja. So as ons nou hierdie gehidreerde die blou vat. So hy meng met enige ander pers chemikaal net so hy nie kan maak. Oeg, ek weet nie, ek het dit nog nooit gedoen nie. Nee, weet nie. Sê weer? Dis baie lekker. Ek sal nie dadelik doodgaan. Okay, goed. Hallo, vir 'n volgende sweetie, wie gaan vir my sê hoe gaan ons die persentasie water kry in hierdie ding? Nee, jy het nou genoeg sweets vir die dag. Irwin? Gaan ons
waterstof se Waterstof? water vat en hom deel met die mol, grammol om die persentasie te behoort. Ja, maar gaan jy 1 watermolekules invat? 5. Okay, so jy gaan 5 water invat. So water se molare massa is wat nou? Spot julle my taal? Nee. Ek sal jou terugspot hoor. Maal met 100. Hierdie was eintlik 'n vraag vir graad 11s. Ek dink so 'n paar jaar terug. En baie van die graad 11s kon dit nie doen nie. Ja. Jy dink is maklik want ek doen dit saam met jou in die klas. Okay, so hierdie is 36,07%. Kry julle dit ook? Okay. Dit lyk so. Okay, volgende vraag is actually 'n matriekvraag. Okay, hulle vra daar, watter massa stikstof is daar in 'n 50 kg sak van ammoniumnitraat kunsmis? Okay, so is eintlik die hele hoofstuk in graad 12 oor kunsmis, as gevolg van COVID het hulle dit uitgehaal, maar hy die vraag is aan. Watter massa van stikstof is daar in 'n 50 kg sak? Kilogram. Hierdie is chemie, ons werk in gram, so maal met 1000. Van ammoniumnitraat kunsmis. Okay, so daar gee ek vir die eerste stapie. Ammoniumnitraat se totale massa is 80. Hoeveel stikstof is daarin? 2 stikstowwe. Elkeen se stikstof is 14, so saam is die massa van stikstof 28 gram. Okay, so hierdie kan jy regtig op klomp maniere doen. Hier het ek nou vir jou 'n paar stappies gegee, maar klomp maniere. So ek gaan eers kyk na die persentasie van stikstof in hierdie hele ding. So dis 28 gedeel deur 80 maal met 100. En ek kry 35%. So dit beteken 35% van daai 50 kg sak is stikstof. Is julle met my? Okay, so dan gaan ek sê reg 50.000 maal 35 oor 100 of 35% of wat ook al. En jy kry of ek kry 17500 gram of 17.5 kilogram. Yes? Te maklik? Ja? Wat is fout? Jy verstaan nie wat jy nie verstaan nie. Okay, kom ek doen hom gou 'n bietjie anders. Kom ek vra vir jou, die skool het, ek weet nou nie meer presies nie, maar ek dink die skool het omtrent 600 kinders. Okay. Ek wil weet, hoeveel, nou moet ek my vraag mooi dink, wat ek hier wil weet. Skool het 600 kinders. Skool het 600 kinders. Ja? Die skool het saamgestel, dit is nie seuns en meisies. Byvoorbeeld seuns of 45% wees, hoeveel kinders is dit uit seuns? Ja, sy daai vraag, gaan met hom. Seuns toe meisies is 45%. seuns 45%. Regtig, is dit regtig ergste? Ja. 45 en dan is die ander ene mos 55. Okay? En sy vraag is hoeveel seuns? Is in die skool uit seuns. Wat gaan jy doen? Dis saam 100, hoor. Hierdie ou het vir jou 1% gegee. Oor jy haal dit soort dit 45 Okay, goed. So dit is hierdie laaste stappie wat ons gedoen het. So sê die totale sak kunsmis is soveel en ons gaan uitwerk hoeveel persent van die sak kunsmis is stikstof. So daar was daai stappie. Het jy hom? Ken jy hierdie stappie? Is jy by my?
Okay. Maak nie saai of jy 'n kilogram skep. Ja, vir al hierdie vrae. Okay, goed, dan het ons iets soos empiriese formule. Wat is dit nou weer? Dit is die 'n verhouding of 'n formule van 'n verbinding wat die eenvoudigste verhouding waarin elemente die verbinding aan mekaar gebind is, aandui. Okay, soos byvoorbeeld hieronder is waterstofperoksied vir nog 'n sweet people, gebruik nie waterstofperoksied. Jy mag nie antwoord nie. Ja? Dit is Hare daai. Om mens blond te maak of om wonde en goeder skoon te maak kan jy ook dit gebruik. Okay, so peroxide se formule is eintlik H2O2. Hier was so 'n grappie in die klas op. En toe sê die man gaan na 'n bar toe en hy sê can I please have H2O, and the guy next to him said can I please have H2O2. Soos ook. En toe gaan en the second man dies. Okay. Peroxide, dis sy molekulêre formule, sy eenvoudigste formule, sy empiriese formule is HO. Maar dis nie sy regtig erg formule nie, dis net die verhouding waarin hulle gekry het. Soos wat Kruiten nou gesê die verhouding tussen seuns en meisies is 45/55, maar ons praat nie van dit nie. Dis hoekom Neil ook so was soos wag wat, hy gaan dit bymekaar tel, want wat hy gedink het, dit is die eenvoudigste verhouding, wat dit nie is nie. Die eenvoudigste verhouding gaan wees 11/9 dink ek. Yes? Is jy deel deur? Deel deur 5. Okay, so dit is wat die empiriese formule is. Dit is die eenvoudigste verhouding, nie die werklike verhouding nie. Goed, en dan water se empiriese formule en sy molekulêre formule is presies dieselfde, want jy kan nie hierdie ene nog verder vereenvoudig nie. Jy kry nie iets soos HO en 'n half nie. Dit gaan nie gebeur nie. Okay. Goed, dan hierso sê ek vir jou hoe om jou empiriese formule te bepaal. Jy kan daardeur lees in jou vrye tyd as jy wil. Kom ons kyk vir hoe werk dit. Ek sê vir jou hierdie formule of 'n chemiese verbinding het hierdie persentasie samestelling. So dit wat ons nou net gedoen het, is nou die reverse. Hierdie is sy persentasie samestelling. Hoe kan ons sy molekulêre massa kry? Molekulêre formule. So heel eerste gaan jy vat asof hierdie persentasies hulle gram is. Okay? So jy kan hierdie vat as 40 gram, 6.7 gram en 53.3 gram. Partykeer gee hulle reeds vir jou die gramme. Dan hoef jy nie hierdie te gaan uitwerk nie, hoef jy hierdie te gaan eers skryf nie, dan skiep jy hierdie stap. En dan gaan jy reguit na jou volgende stap toe. Nommer 2, jy moet hierdie formule aandui. Jy moet daai formule wys. Jy kry 'n punt vir die feit dat jy hom wys en gebruik. Okay, so hierso het ons mol is, hierdie se massa is 40/12 en Aljanay gaan dit vir ons doen. Hierdie ene is 6.7/1. Niemand gaan dit doen nie want dit is te maklik. En suurstof gaan Carissa vir ons doen. Ja. Ken jy 'n tweeling? In jou lewe, ken jy 'n tweeling? Okay, goed. So as hulle op hulle eie is, ongetroud, dan is hulle saam. Maar nou gaan trou suurstof, tweeling, met waterstof. Vat hy sy maatjie saam? Nee, noodwendig nie. Sal bietjie weird wees. So wanneer iets met mekaar gaan bind, H2O4O2, is dit nie noodwendig dat hulle in 2-2-2-2 is gaan nie. Verstaan jy? Ons weet nie, is daar 2 H's? Ons weet dalk is daar net 1 H. We don't know. Jy kan nie aanneem. Aljanay. 3,33333, jou eintlik tot 3 desimale afrond. Carissa? 3.33, ek dink is 331 of 33 something. Okay, maar dit maak nie saak nie. Goed, wat is jou volgende stap, Neil? Kan jy onthou? Dankie, Carissa. Jy deel hierdie kleinste een wat daai sal wees
En dan kry jy hierso 1, 2, 1. So hierso gaan jy afrond tensy dit 'n 0,5 is. En nooit jy 'n komma. Okay, maar ek sal 'n voorbeeld van dit met jou doen. Goed, so wat het ons hier? Ons het hier die empiriese formule is CH2O. So nou sien jy, okay, daar is 2 H's. Maar jy het dit bepaal. As jy dit nie gedoen het nie, dan sê jy gedink het, as jy daar 'n 2 ingevul het, sou dit 3,33333 gewees het, as jy gedink het, is 1 H. Wat verkeerd is. Okay, wat was die vraag nou weer? Die vraag was, bereken die molekulêre formule. Nie die empiriese formule. Maar nou het jy hom. Hulle sê vir jou, die molekulêre formule het 'n formulemassa van 60 gram per mol. So nou wil jy sê, goed, wat is hierdie in sy massa? Sy molêre massa gaan wees 12 plus 2 plus 16 en dit gee vir jou 30. So die eenvoudigste verhouding, so massa is 30 en die werklike ene is 60. So molekulêre formule oor empiriese formule of 60 oor 30 gee vir jou 2. En as jy daai een opvat soontoe, dan kry jy molekulêre formule is 2 keer die empiriese formule. Is julle met my? Dit maak sin. So dit wil vir my sê die molekulêre formule is C2H4O2, want ek het die empiriese formule gevat en gaan maal met 2. Mevrou, moet ons by MF Hulle gee nogals punte vir een van hierdie goeders. Dat jy wys, jy maal met 2 of die ratio is 2 of wat ook al. Okay, ek wil net vinnig iets kyk, ja. Okay, graad 11, ek gaan nou weer skammer. Jou huiswerk is vraag 8, 19, ja, vraag 8, 19 en dan vraag 5 ook. Vraag 5, 8, 9, 10. 5, 8, 9, 10. En ek wil gou vinnig iets sê by vraag 5. Want dis iets wat jy in graad 8 te laas gedoen het. Okay, hulle vra daar vir jou. Rangskik die gas in volgorde van toenemende digtheid teen ST deur berekeninge te gebruik. Okay, 'n multiple choice tipe vraag. Digtheid. As jy onthou, digtheid, wat jy nie kan nie, digtheid se formule is massa oor volume. Massa oor volume. Dis hoe jy digtheid bepaal. Okay, en sy symbool is hoofletter D. En hulle sê vir jou hierso, dis alles gasse. Baie mooi, baie dankie. En hulle sê vir jou jy is by STD. So wat gaan hulle volume wees wat jy kan gebruik? 22,4. Oepsie, sorry. So volume is 22,4. So jy kan of somme gebruik of jy kan ratios gebruik en hulle gaan rangskik in hulle volgorde van toenemende digtheid. So dit moet jy nie baie lank vat nie.